voorreg om elkeen hier in hierdie middag te groet in die naam van ons Here Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Kom ons sit net so en dan raak ons stil en ons buig ons hoofde voor die Here. Want by U is die fontein van die lewe, in U lig, o Here, sien ons die lig. Geliefde gemeente, genade vir U en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus word aan U geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou om die woord van die Here oop te maak by Johannes hoofstuk 6. Johannes hoofstuk 6. En wel daar van vers 16 af. Kan vir die voor daar van vers 16 af. Opskrif jy daar, Jesus loop op die see. En toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. En nadat hulle in die skei geklim het, het hulle oor die see gevaar na Kapernaum. En dit was al donker en Jesus het nog nie by hulle gekom nie. En die see was baie onstuimig omdat 'n sterk wind gewaai het. En toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skei kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem en dadelik het die skei by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, dan buig ons die hoofde en ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om weer eens hier by mekaar te wees. Ja, Here, ons kan nie anders as om aangetrek te word en aangetrek te wees tot U woord nie. Ja, Here, om gevul en gevoed te word deur U woord, deur U majesteit, o Here, en U heiligheid. En dit is ook nie anders vandag nie. Terwyl ons gedring deur die Heilige Gees gereed gemaak het om te kom, o Here, en ook nou deur U woord gereed gemaak om te ontvang, Here, dit wat U ook in hierdie dag vir ons wil gee. O Here, dankie dat ons so as gemeente kan saam bid. En Here, tot U kan pleit en tot U kan roep ook in hierdie oomblikke. Terwyl daar soveel stryd in ons gemeente is, soveel uitdagings, o Here, in die wêreld, soveel uitdagings in die gemeente, o Here, soveel mense wat siek is, kan ons vandag voor U buig en dit alles aan U voete neersit, o Here, wat ons weet en ons besef en is oortuig dat U reeds die oorwinning oor die bose behaal het. Vir ons ook daar die oorwinning behaal het, o Here, sodat U daarin verheerlik kon word en kan wees. Daarom kan ons hulle wat siek is vandag aan die voete kom neersit en vra, o Here, dat U vir hulle sal aanraak met U genesende hand. En Here, in vertroue bid dat dit so sal wees soos U wil dit bepaal het. Dankie, o Here, dat ons vir ons gemeente kan bid. En Here, dat U weer, soos U reeds besig is om te doen, die vlam in die hart van die kinders sal aan die brand steek. O Here, om die waarheid te soek en die waarheid te vind. O Here, om U teenwoordigheid te soek en U teenwoordigheid te vind. En o Here,
dat dit die begeerte van ons hart sal wees, om daardie vervulling te ervaar. Vra ook nou, terwyl ons hier is, spreek Here, want u dienskneg en u diensmaagd luister. Amen. Teksonderdenking vind ons daar in vers 21, waar ons lees, toe was hulle gewillig om hom in die skuit te neem. En ek wil vanmiddag met julle praat oor die tema om Jesus aan te neem. Om Jesus aan te neem. Nou, te midde van die konteks van hierdie gedeelte is waar Jesus wonderwerke gedoen het, en hierdie wonderwerk wat plaasvind waar Jesus op die water loop, gebeur kort nadat hy 'n skare van so plus minus 5000 mense gevoed het. En Jesus stuur sy disippels weg van hom af. Hy stuur hulle om na Kapernaum te gaan terwyl hy agter sou bly om te bid. En nou moet 'n mens ook weer bietjie konteks sien, want op hierdie stadium vind ons dat hierdie skare met sy disippels aan die voorpunt eintlik van hierdie skare op die punt was om hom te gryp en hom met geweld te installeer as koning. Dit was hulle begeerte, hulle wou 'n koning gehad het, 'n politieke leier. En Jesus sonder homself af in gebed. Want sy begeerte was nie om te doen wat die mense wil hê hy moet doen nie. Sy begeerte was om die wil van sy Vader te doen. En ten spyte van die aandrang van die skare om hom koning te maak, sonder hy hom af om die aangesig van die Vader te soek. Jy sien daardie skare wat Jesus gevolg het, het 'n begeerte gehad en hulle wou hom aanneem, maar nie as verlosser en saligmaker, nie as die weg en die waarheid en die lewe nie, maar as koning, en nie die hemelse koning nie. Nee, die aardse koning, die sekulêre heerser, hierdie koning, hierdie politieke leier wat hulle sou verlos van die Romeinse juk, wat hulle uiteindelik sou verlos van die godsdienstige druk wat die Sanhedrin op hulle geplaas het. En nou ja, ons weet dat dit 'n tyd was van armoede, en ons weet dat dit 'n tyd was waarin die godsdienstige leiers, soos die Here Jesus dit self ook uitgedruk het, pakke op die mense geplaas het, druk op hulle geplaas het, en 'n laste op hulle geplaas het wat te swaar was om te dra. En toe Jesus op die toneel verskyn en Jesus begin wonderwerke doen en mense genees, was hierdie volk al klaar siek en sat vir al wat 'n autoriteitsfiguur was. En daarom wil hulle Jesus koning maak. Hy doen dan hierdie wonders en tekens. Hy maak mense gesond. En weer eens, hulle motief was nie om verlosser en saligmaker te soek nie, maar hierdie persoon wat die wonderwerke doen, hierdie persoon wat mense genees. Hulle het hom gesoek vir die tydelike en nie vir die ewige nie. En hierdie gebeurtenis op die see, waar die wind sterk gewaai het en daar stryd was om die skuit, kan ek nou maar sê, bo die water te hou, het hierdie disippels die realiteit ervaar van 'n lewe sonder Jesus. En terwyl hulle so uitgaan op die meer, het dit donker geword. Nou ons kan maklik sê,
julle moet ook maar verstaan, dit was donker, hulle kon nie sien waar hulle gaan nie en. Maar daai manne is vissermanne gewees. Hulle het daai meer geken, hulle het presies geweet waarheen hulle gaan. Hulle kon die sterre volg en al die bakens wat hulle gehad het, kon hulle volg. Al was dit donker en daar kom 'n storm op hierdie meer. En hulle is verskrik en bang en Jesus kom na hulle toe. Aangeloop op die water. En selfs in daardie storm waar hulle was hulle bevrees gewees. En ek kan jy kan vir jouself dink in 'n ander gedeelte lees ons van die gedagtes wat hulle gedink het dat dit dalk moontlik 'n spook kon wees of iets dergeliks. En hulle nie wou gehad het dat die Here by hulle op die skei klim nie, eers toe hy met hulle praat en hulle sy stem hoor en sy stem herken, sê hulle, laat hulle hom toe om saam met hulle daar op die skei te klim. Ek weet, baie keer hoor ons getuienisse, ek seker hierdie was 'n kosbare getuienis, anders sou dit nie vir ons opgeteken gewees het, van 'n ontmoeting met die Here Jesus, selfs al was hulle sy disippels, selfs al het hulle hom reeds gevolg. Maar ons hoor baie keer getuienisse van mense wat deur die Here op 'n sekere manier aangeraak is. En daardie getuienis skep 'n verwagting. Dit skep 'n verwagting dat die Here gaan help, dat die Here gaan toetree en dat die Here gaan verlos. En daarom so 'n verwagting te hê is nie verkeerd nie. Om mense na die kerk te nooi en te sê, hoor, kom na ons kerk toe en kom luister bietjie na die boodskap van die Here. Dit is nie verkeerd nie. Om vir die Here te bid wanneer ons 'n geleentheid skep en sê, laat die siekes kom, en dan vra ons die ouderling en ons sê, kom ons salf vir die mense, ons voer die opdrag van die Here uit, ons bid vir hulle, en dan is daar daardie verwagting dat die Here gaan gesond maak. En baie keer, wanneer hierdie gebede nie beantwoord word nie, dan is daar 'n negativiteit, amper 'n teleurgesteldheid, want die Here het nie gewerk soos die mens wil gehad het of wil hê hy moet werk nie. Dikwels roep die mense uit in nood en in stryd. Here, help my net uit hierdie situasie uit. Dan beloof ek sal elke dag kerk toe gaan. Elke Sondag, en ek sal my 10de gee en ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. Here, net uit hierdie probleem uit. En dan as daar die gebed of daar die uitroep nie beantwoord word na die verwagting van die mens nie, dan kry hulle nog moeiliker in die kerk. Dan kry hulle nog moeiliker om die boodskap van die evangelie aan te neem. Want jy sien, die probleem is dat die mense die 'n ander Jesus soek. Hulle soek 'n Jesus wat hulle net met sekere dinge kan help. Hulle soek nie 'n Jesus wat in hulle hele lewe ingewerk en ingeweef is nie. Hulle soek 'n Here, hulle soek 'n Jesus wat hulle kan help met siekte of hierdie probleem of daai probleem of hierdie finansies, maar los net die ander dinge uit. Los net die sonde uit, los net die verkeerde uit, los net my vriende en my familie uit, los my werk uit, net hierdie een afdeling van my lewe. Dis so asof ek het een keer toe ek baie sterk aangespreek. Ek het hulle verwys as spaarvarkie Christene. Wat Jesus net gebruik as 'n tipe van 'n verband of 'n oorbruggingslening tot dinge net weer beter gaan. En tot ons net weer okay is. En dan het ek nie meer die Here
nodig nie. En dit is hoe die verlore mens maar aangaan met sy lewe, veral hierdie wat onthou hoe dit was om in 'n Christelike huis groot te word, 'n huis waar daar ten minste kerk toe gegaan is. Jy sien, die verlore mens wil nie herinner word aan sy sonde en ongeregtigheid nie. Nee, hy wil nie hoor dat as hy nie 'n besluit geneem het vir die Here nie, dat hy geoordeel gaan word. Stel nie belang daarin nie. Hulle wil nie weet dat 'n lewe sonder Jesus 'n lewe is waar daar geen blywende geluk en geen oorwinning kan wees nie. Nee, hulle fokus is op die hier en die nou. Op dit wat die Here nou vir hulle kan doen in hierdie situasie. Daarom sal ons vanaand vanuit die skrif aan die hand van 4 gedagtes sien dat die Here die enigste hoop is vir die verlore sondaar. Ons sal sien dat Jesus daar is wanneer die sondaar in die duister van sonde gehul is. Ons sal sien dat Jesus daar is in die storm, dat hy die een is wat die vrees beveg. Ons sal sien dat Jesus se roepstem die sondaar beweeg om hom aan te neem. Sodat elke persoon wat hierdie boodskap hoor, elke persoon wat nie sekerheid het van saligheid nie, wat nie seker is waar hulle ewige lewe gaan deurbring nie, vandag die roepstem van die Here Jesus Christus deur sy Heilige Gees sal hoor en 'n besluit sal neem om hom aan te neem as verlosser en saligmaker. Sodat hulle nie net die Here sal vertrou en die Here sal soek wanneer daar stryd en probleme en siekte is, maar dat die Here Jesus totale beheer sal oorneem van hulle lewens. So sien ons dan in ons eerste gedagte, wanneer ons praat daaroor om Jesus aan te neem, dan is ons eerste gedagte om Jesus aan te neem te midde van donker. Vers 16 het ons gelees, en toe dit aand geword het, het sy disippels afgegaan na die see toe. Nou, ek dink as jy vandag die kinders, die kleintjies is vreeslik bang vir die donker. Dis min dat jy 'n kind kry wat nie bang is vir die donker nie. En donker is 'n onheilspellende ervaring. Dis die onbekende. Jy weet nie wat daar is nie. Die donker in die aand, veral nou, kan ek nou maar sê, lankal terug, selfs in gevestigde areas waar mense gebly het, selfs tot vandag toe, kry jy dat daar karnivore is wat op jag is en dis 'n moeilike tyd, en hier in die aand, in hierdie moeilike tyd, gaan die disippels af na die see toe, want die Here het vir hulle gesê, hulle moet gaan, hulle moet nou Kapernaum toe, hulle moet alleen Kapernaum toe gaan. En hulle gaan, maar dit is nie net as gevolg van die opdrag nie, maar is ook as gevolg van hulle geestelike toestand. Jy sien, die Here stuur hulle oor. Hulle wat aan die voorpunt was om hom met geweld koning te maak, sy disippels stuur hy oor, en die Here sonder hom af in gebed. Maar wat doen sy disippels? Of kom ons vra eerder, wat doen hulle nie? Hulle bid nie. Hulle bid nie. Jy sien, die disippels is meer gefokus op die praktiese probleem van die donker, en ons moet oor die meer kom, laat ons in Kapernaum kan aankom, laat ons kan doen wat die Here gesê het. Die probleem was in daardie oomblik dat hulle in hulle donkerste oomblik dit sonder die Here aangepak het. Dit
sonder die Here gedoen het. En dis die probleem wat ons mee te doen kry in die wêreld vandag. Ons lewe te midde van erge duisternis en mense wat in hierdie duistere toestande lewe, soekend is, tastend is en nie weet waarheen hulle moet gaan nie, wat hulle moet doen nie. Geen lig nie. Jesaja 2:5 roep die profeet uit, hy sê, kom huis van Jakob en laat ons wandel in die lig van die Here. 'n Uitnodiging vir die mens vandag om nie meer in die duisternis te wandel nie, maar om te wandel in die lig van die Here, om nie meer rond te tas soos blindes nie. 'n Uitnodiging om in die lig van die Here te lewe. 1 Johannes 1:7, daardie bekende teksvers, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Daardie persoon wat na die roepstem van die Here luister, daardie persoon wat kies om in die lig van die Here te wandel, om die duisternis agter te laat, daardie persoon is in gemeenskap met die Here Jesus. Daardie persoon ervaar verlossing en genade. Daardie persoon word gereinig van sonde deur die bloed van die Here Jesus. Psalm 89:16, daardie woord, welgeluksalig, 3 maal, gelukkig is die volk wat die geklank ken, o Here, hulle wandel in die lig van u aangesig. Daardie persoon wat kies om Jesus aan te neem wanneer dit donker is, sal die stem van die Here ken. Om Jesus aan te neem in die tweede plek te midde van die storm. Daar in vers 18 lees ons, en die see was onstuimig omdat 'n sterk wind gewaai het. Nou, ons lees nie dat daar wolke was en donderweer en reën en al daardie goed was nie. Ons lees die rede hoekom daar 'n storm was, hoekom die see onstuimig was. Ekskuus, ek sê nou storm. As ek sê storm, dan bedoel ek dat die see, die water was onstuimig geweest omdat 'n sterk wind gewaai het. En die disippels klim in die skei en hulle begin roei. En hoe verder hulle roei, hoe moeiliker raak dit, want hulle moes ergens teen hierdie wind gewaai het. Hulle moes 'n ander roete dalk kies om uiteindelik by hulle uitpunt, by hulle bestemming uit te kom, maar hulle roei en hulle roei teen hierdie wind, hulle roei teen die golwe, maar hulle roei want hulle moet oorkant kom. Hulle moet by hulle bestemming uitkom. Markus 4:39 lees ons, en hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Jy sien, die Here wat die storm stil gemaak het, die Here wat die wind aangespreek het, daardie Here het hulle nie saam met hulle in die skei gehad nie. En hulle het in hierdie storm en in hierdie wind het hulle gegaan sonder hom. Ons is mos sy disippels, het hulle miskien gedink. Ons kan hierdie storm sonder hom kan ons deurgaan. Ons kan hierdie wind trotseer. Weereens, daar waar hulle die Here nodig gehad het, daar het hulle nie die Here saam met hulle gevat. Ek het al baie keer gehoor, maar mense sê, ek het myself in hierdie situasie geplaas, ek moet self daar uitkom.
Mense wat deur erge beproewings en lyding en stryd in hulle lewens gaan en sê ek is nie goed genoeg vir die Here nie en daarom moet ek eers verbeter. En dan sal ek kerk toe gaan en dan sal ek die Here aanneem as verlosser en saligmaker en dan sal ek aanvaarbaar vir die Here wees. Nou raak die storm net al erger. En die wind raak net al feller. Dan is daar in die storm waar die mens moet besef dat hy die Here nodig het. Psalm 55:9 Gou sou ek vir my 'n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm. Ja, liewe mens, vind 'n skuilplek teen die wind, teen die storm. Jesaja 4:6 pragtige belofte. Ja, en daar sal 'n afdak wees vir 'n skaduwee bedags teen die hitte en vir 'n skuilplek en toevlug teen die stortbuie en die reën. Psalm 91:1 baie bekende teksvers. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Hoekom sou die mens die Here aanroep? Want Psalm 107:29 hy het die storme gesuis gemaak en hulle golwe het stil geword. Hy het dit gedoen. Die Here is die toevlug. Die Here is die skuilplek vir die mens in nood. En daardie persoon wat die Here aanneem as verlosser en saligmaker sal weet dat dit die Here is wat die storm stil gemaak het. Die Here is wat die wind aangespreek het. En dan sien ons ook ons derde gedagte om Jesus aan te neem te midde van vrees. Vers 19 het ons gelees en toe hulle omtrent 3 of 4 myl geroei het, sien hulle Jesus op die see en naby die skei kom en hulle het bang geword. Hulle was so plus minus in die middel van die see gewees en skielik sien hulle Jesus. Hoor nou, hulle sien Jesus, hulle sien dit is Jesus. En dis vir my eintlik snaaks dat hulle, terwyl die woord sê hulle het Jesus gesien, het hulle bang geword, het vrees hulle oorweldig. Dit is nie iets wat hulle elke dag gesien het nie. Jesus wat op die water loop. En hier sien hulle Jesus na hulle aangeloop te kom en hulle het bang geword, so bang. Hulle het gedink hulle sien 'n spook. Markus 6:49 en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskreeu. Hulle roep uit van vrees. En as gevolg van hierdie vrees, terwyl hulle gesê het dit is Jesus, maar omdat hulle vrees bevange was, het hulle eintlik toe nou saamgestem, nee, dit is 'n spook. Dit kan nie Jesus wees nie. Hy loop dan op die water. Hoe is dit moontlik? Hy het nou net 5000 mense kos gegee met 'n mandjie vol kos, genoeg vir een persoon. Hoe kan hy op die water loop? En vrees neem hulle oor. Mens kan dink dat hulle eintlik probeer het om van hierdie spook, hierdie gedaante af weg te kom. Toe hulle nood die ergste was en hulle so vreesbevange was, probeer hulle van die Here af wegkom. Hulle probeer nie na hom gaan nie. Hoe dikwels is dit as gevolg van vrees dat mense wegbly van die Here af. Ek weet, ek kan daarvan getuig in my eie lewe.
terwyl die Heilige Gees vurig met my besig was en my geroep het en nader getrek het, wou ek naderhand nie meer kerk toe gaan en ek wou nie meer die boodskap hoor nie, want ek het geweet ek's verlore. En ek wou nie hoor nie. Ek sal eerder in verlorenheid voortploeter. En daardie vrees, en daardie wete dat ek doemwaardig was, as wat ek na die Here sou kom. Matteus 10:28 sê die Here, hy sê, moenie vrees vir die wat die liggaam dood maak, maar die siel nie kan dood maak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Maar is so dikwels juist dit wat mense weghou, wat mense weerhou daarvan om in 'n lewende verhouding met die Here te wees. Dit is juist partykeer die rede wat mense voorhou om te sê dit is hoekom ek sal wag en sien wat gaan gebeur. Hierdie vrees. Want die duiwel hou hulle gevange in hierdie vrees. Te bang. Wat sal my vriende sê? Wat sal my familie sê? Wat sal my vrou, my kinders en my man en my ma en pa van my sê? Te bang, te skaam. Om 'n keuse vir die Here te maak. Lukas 9:26. Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Maar wanneer die mense keuse gemaak het, dan kan vrees en bewing hom nie oorval nie. Psalm 27:1, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Hoe kan ek dan nog vrees? Hoe kan ek dan nog bang wees vir wat mense gaan sê? Vir hoe mense my gaan verwerp? Hoe mense vir my gaan lag? Hoe hulle my gaan bespot? Hoe kan ek dan nog bang wees daarvoor? As ek weet dat hy wat die mag het om die siel en die liggaam te verderf in die hel, my verlosser en saligmaker is. Romeine 8:15 skryf Paulus en hy sê, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Julle is vrygemaak van daardie vrees. Julle het nie nodig om weer te vrees nie. En dan gaan hy verder, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. As jy die Here aangeneem het, kan jy weet dat hy die oorwinning oor die vrees behaal het. Hy neem dit weg en in daardie plek gee hy vir ons 'n gees van oorwinning. Daardie waarborg dat ons sy kinders is wanneer ons hom aangeneem. Weet jy, ek moet eintlik afstap van hierdie punt af, maar ek wil net bylas. Dis dikwels wel selfs kinders van die Here struikel, moeilik vind. Die Satan kom nog steeds met hy leuen. Want jy's nie goed genoeg nie. Jy voldoen nie. Die Here het ons 'n gees, hoor nou, van aanneming en nie gees oortuiging of 'n geloof nie, nee, gees in hoofletter. Die Heilige Gees van God gegee. Dit is die waarborg ons kinders van die Here is. Hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. Gees tot aanneming van kinders van God. Waarheid of deur wie?
ons roep, Abba Vader, deur wie ons bid, deur wie ons die Here kan aanroep. Maar in ons laaste gedagte, kyk en ons sien om Jesus aan te neem wanneer hy roep. Daar in vers 20 het ons gelees, maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie vrees nie. Uiteindelik, toe die Here met hulle praat en hulle hom identifiseer, laat hulle hom hier in die skei by hulle klim. Die woord, die kan ek maar sê, die uit die Bybel uit sê, toe was hulle gewillig om hom in die skei te neem. Toe was dit vir hulle aanvaarbaar. Toe het hulle vrede gemaak, toe het hulle as 'n groep disippels saam konsensus bereik. U sien, terwyl die Jesus daar geloop het en hy nog nie met hulle gepraat het nie, moes hulle die koste bereken, maar toe hy by hulle kom en met hulle praat ewe skielik en vir hulle sê hulle moenie vrees nie, dit is hy, in daardie oomblik moes hulle ook daardie koste berekening doen. En hulle besef dat hulle nou met hulle meester te doen het. En wat gebeur? Toe die Here in die skei klim, toe werk alles uit. Vers 21, en dadelik het die skei by die land aangekom waar hulle na toe gegaan het. En dadelik, sê die woord van God. En dadelik, as jy nou gaan lees, as jy die Bybel lees en jy is 'n bietjie student van die woord, dan sal jy agterkom as jy Markus gaan lees, dan lees jy altyd en na hierdie dinge. En na hierdie dinge beteken dis so fotootjie wat geneem word en dan weer 'n fotootjie en dan gaan die tyd aan en dan weer 'n fotootjie. Maar hoor hierdie woorde. En dadelik in daardie selfde oomblik toe Jesus in die skei geklim het, het hulle by hulle bestemming aangekom. Dadelik is die stryd en die lyding en die onsekerheid verby. Dadelik is die wind en die golwe nie meer 'n faktor vir hulle nie. Dadelik is die donker en die nag nie meer onheilspellend nie. En daar is nie meer onsekerheid. Hulle die stem van die Here hoor, het hulle omstandighede en hulle hom ingenooi het hulle omstandighede verander. So roep die Here ook na die mens. So roep die Here na die jonges en die oues om na hom te kom, om hom aan te neem as verlosser en saligmaker, dalk in 'n erediens, dalk op by 'n jeugkamp, dalk in 'n droom. Praat die Here met die mens, met die verlore mens, en hy roep hom om 'n besluit te neem, om die koste berekening te doen en te bepaal en te besluit vir die Here. Maar dikwels is dit presies wat die mens nie hoor nie, of dalk nie wil hoor nie. Lukas 14:27 gaan elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Wat dikwels, en ek onthou as 'n jong man het ek dit baie vir myself gesê, ek het vandag ook daar my klas met die kinders gepraat. Vir my lewe eers geniet, Here. Ek wil eers hierdie ding gaan doen en ek wil eers daardie ding gaan doen en ek wil eers my besigheid vestig. Wat ook al my verskoning kan wees, Here, ek wil nie nou kom nie. Ek is te besig met hierdie. Ek wil nog 'n bietjie eers pret hê, Here. Openbaring 3:20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here is daar, liewe broer en suster, hy klop.
Hy roep ook vanaand, ook in hierdie oomblikke daar, waar jy hierdie boodskap kyk, roep die Here, en hy wag op 'n antwoord. En as jy verlore hom aanneem, dan sal jy in gemeenskap met die Here wees. Sluit op. En ek wil u vra, u wat vanaand hier is, ook u wat miskien na hierdie boodskap kyk, daar op die foon of by die huis, hoeveel keer het jy al getuienisse gehoor van mense, en dan gewonder, hoekom kan die Here my ook nie so aanraak nie? Hoeveel keer het jy al probleme na die Here toe geneem sonder om antwoorde te kry? Liewe vriende, jy moet weet, die Here soek nie net die probleme nie. Hy's nie u spaarvarkie nie, met alle respek. Hy's nie jou savings plan nie. Hy's nie jou gap cover nie. Die Here soek jou hele lewe. Hy soek alles. Hy soek alles. Hy soek al die duisternis. Hy soek al die vrees. Hy soek al die onsekerheid. Hy soek al die siekte. Ja, al daardie dinge, sodat hy 'n lig daarin kan plaas. Hy wil die lewe verander. Hy wil u hele lewe vernuwe. Hy wil u daardie Heilige Gees van hom gee, sodat u in die oorwinning van daardie saligheid in hom kan lewe. En daarvoor het hy in die kruis gesterf. Daarvoor het hy die volle prys betaal. Al die hartseer, al die smart, al die pyn het hy reeds gedra, sodat daar vir u oorwinning kan wees. Hoor sy stem. Hoor sy stem vandag en neem 'n besluit voor dit te laat is. Amen. Sit net so dan buig ons die hoofde. Hemelse Vader, het die stem gehoor. En ons vra dat u ons uit ons verlorenheid, uit ons sonde toestand uit sal uitruk, en sal plaas op u vaste rots, ja Here, daardie fondasie wat in u Here Jesus Christus is, sodat ons nooit weer sal wankel nie, sodat ons nooit weer in duisternis sal wees nie, sodat ons nooit weer sal vrees nie, o Here, sodat ons nooit weer sonder u sal wees nie. O Here, as daar vandag miskien iemand is wat daardie soekende siel het, wat daardie vrees het vir die ewigheid. Here, is die gebed van my hart dat hulle nie vrede sal kry alvorens hulle nie voor u gebuig het nie. Alvorens hulle nie geantwoord het op die roepstem van u Heilige Gees. Ja, Here, want u is die krag tot redding vir elke mens. En tot u kan ons roep, red elkeen wat verlore gaan. Amen.